Goeiedag, baie welkom ook by hierdie geleentheid. Dankie dat jy hierdie oomblik ook met my deel. Die vorige week het dit gegaan oor die gawes van die Gees, daardie gawes wat Christus deur sy Heilige Gees ook aan die kerk uitdeel. Nou, een van hierdie wonderlike gawes wat die Here vir die kerk gee, het te doen met gasvryheid. Nou, gasvryheid is nie alleen 'n gawe wat 'n mens kry nie. Gasvryheid word op die ou end ook 'n taak. Dit het te doen met geleenthede, dit het te doen met 'n bepaalde waarde waarmee 'n mens lewe, waarbinne daar inderdaad werklik beloning is, waarbinne daar ook uitdaging mag wees. Nou, rondom dit wil ek graag hierdie geleentheid ook begin weer met 'n stukkie van Willem Jordaan se blydenis van die geloof, as dit gaan ook oor die gemeenskap van die gelowiges. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis, dat genade groter is as my sonde en geskiedenis. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus wat ons Here is, en ook van die Heilige Gees, ons trooster, die onderpand, die eersteling gawe ook van die nuwe tyd, wat elke oomblik ook by jou is en God ook teenwoordig stel binne in jou lewe. Daar was 'n bekende Duitse teoloog wat gesê het, dit behoort tot die groot geheimenis van gasvryheid, dat agter en onder hierdie skynbaar onskuldige ontmoeting, daar verrassings en nuwe ontdekkings skuil, wat jy nooit vermoed het nie. Kan ek dit herhaal? Dit behoort tot die groot geheimenis van gasvryheid, dat agter en onder hierdie skynbaar onskuldige ontmoeting, daar verrassings en nuwe ontdekkings skuil, wat jy nooit vermoed het nie. Ek gaan by die geleentheid nie sommer net een bepaalde skrifgedeelte hê nie, ek gaan sommer verskeie gedeeltes met jou deel, rondom hierdie tema, 'n bietjie sommer met jou gesels, rondom die tema van gasvryheid, maar ek het 'n spesifieke woord wat ek daaroor wil hê, want jy ken mos nou al hierdie ding van, wanneer daar belangrike gaste iewers op 'n plek opdaag, dan rol die mense sommer vir hulle hierdie rooi tapuit uit. En by wyse van spreuke wil ek ook hierdie rooi tapuit vandag vir jou uitrol. En onder hierdie tema van die rooi mat spesiaal vir jou. So, ek wil hê dat jy ook iets van binne in hierdie oomblik 'n stuk gasvryheid gaan belewe van my kant af. En wanneer ek weet dat jy hierna luister, ek sommer iets van dit van jou kant af ook gaan beleef, iets van die gasvryheid wat van jou kant af kom, wat ook 'n stuk waarde binne my eie lewe ook gaan hê. So, praat 'n bietjie oor gasvryheid binne in die Bybel, maar veral ook oor die gasvrye God, wat gasvryheid binne in ons lewe wil hê. Is dit nie interessant dat ons so baie keer kan praat oor ons as Suid-Afrikaners as 'n gasvry nasie nie? En soms kan gasvryheid partykeer bietjie ontbreek by ons om verskeie redes. Ons sou partykeer kon sê dat my persoonlikheid maak nie eintlik voorsiening daarvoor om regtig sommer in die wêreld vir iemand te kan oopgooi nie, en dan ook natuurlik die praktiese situasie van veiligheid al dan nie. Iemand sê dat gasvryheid is 'n kanaal waardeur God se beloning ontvang word. En dit is 'n manier waarop gasvrye mense deel het aan die koms van die koninkryk. En in gedagte daarmee wil ek ook vir jou 'n gedeelte lees in Matteus 10 vers 40 tot 42. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang.
En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens 'n beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n koue beker water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. 'n Ander besondere gedeelte rondom gasvryheid en dit wat Jesus ook van 'n mens vra, is in Markus 9 vers 35 tot 37. As dan Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Hy sê toe vir hulle: as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Iets van daai ding, as jy wil belangrik wees, dan behoort jy eers uiteindelik 'n dienaar te wees. Want wat 'n groter voorbeeld het jy as daardie voorbeeld van Jesus, wat eintlik hierdie dienaar by uitnemend uit is en gasvryheid letterlik uitstrooi na ons toe en ons ook sommer kom teenwoordig stel binne in die teenwoordigheid van God. Toe het hy 'n kindjie geneem, vers 36, en hom tussen hulle laat staan. Hy het sy arm om hom gesit en vir hulle gesê: elkeen wat so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar ook vir hom wat my gestuur het. So, wanneer ek iemand ontvang in hierdie wêreld, ontvang ek vir Jesus. Maar wanneer ek vir Jesus ontvang, ontvang ek ook nie net vir Jesus nie, ontvang ek ook die Vader. En Jesus kom beklemtoon in daai gedeelte in Matteus 10 vers 40 tot 42. Twee verskriklike belangrike punte. Die eerste ene wat hy sê is: raak betrokke by mense in nood. Om daarmee te sê dat sy disippels met vrymoedigheid by sulke mense, by mense ook in nood, betrokke behoort te wees. Want as ons die evangelie bring vir ander, dan beteken dit dat ons eintlik die kanaal word waardeur God daardie mense ook kom ontmoet. Dat God self daardie mense kom ontmoet. En oral waar jy Christus bely, waar jy uitreik om iets te beteken, word jy die kanaal waardeur God mense kom ontmoet. So daar lê iewers 'n stuk wederkerigheid, 'n stuk beloning binne in hierdie proses van gasvryheid. Want jy moet nie net alleen betrokke raak by ander in nood nie, maar jy moet ook die wat na jou toe uitreik met die evangelie met gasvryheid ontvang. So jy moet kan gasvryheid uitdeel, jy moet die evangelie kan deel, jy moet die liefde van die Here kan deel, maar jy moet ook die liefde van ander mense ontvang, en daarin lê daar ook 'n bepaalde beloning. Dis 'n wederkerige saak, of jy hulp aanvaar of gee, is ewe noodsaaklikheid. Dit is 'n leerskool. Gasvryheid is 'n leerskool waar jy leer hoe God werk. Waar ons so ver kom om mekaar te bedien met die evangelie, met die blye boodskap, die boodskap van hoop, in die eredienste, in klein groepe, in sommer net deur saam met mekaar te wees, gasvry deur te luister, bekers water vir iemand te gee wat dors het, 'n koppie koffie vir iemand te kan gee, te kan aanbied. Daar ontmoet jy Christus. Jesus sê dus dat God by ons aankom deur die mense wat hy stuur. As ek nie uitreik nie, kan dit beteken dat ander God se aanraking mis. En as ek ander nie gasvryheid ontmoet nie, dan beteken dit dat ek ook self op so 'n manier God se teenwoordigheid kan mis. Ons is daarom so 'n wêreld nie van gasvryheid, waar dit baie keer so moeilik is, want ons is so geweldig besig dat ons kwale kan stil staan, regtig vir mekaar, en ruimte kan maak ook vir die verskeidenheid van menswees. Want om mense te ontvang, voedsel en verblyf te gee, nadat mense sommer so onwillekeurig dink aan Matteus 25 vers 31 tot 46, om mense te ontvang, voedsel en verblyf te gee, was 'n geweldige belangrike gebruik gewees, ook binne in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dit was hoog geag gewees, veral as gevolg van die nomadiese lewenstyl wat mense gehad het, want daar baie swerwers was. Dit was nie
soos wat ons het met ons moderne maniere om goeders te doen nie. En dit het bygedra, daai nomadiese swerwer lewenstyl om, ek dink sommer net, onwillekeurig, as jy dink in 'n pelgrimsreis, en ouens wat op pad is iewers terheen, in pelgrimstogte wat deesdae ook besig is om plaas te vind, pelgrimstogte waarop mense gaan, die Camino's en alles. Hoe belangrik dit is, gasvryheid, wanneer iemand by jou opdaag, van almal wat daaroor praat altyd oor wat die gasvryheid was wat mense beleef het as hulle daarop was, maar in die vroegste tye, in die Bybelse tye was dit geweldig belangrik. Mense was goed bewus gewees van die hardheid van die wêreld waar kos en water skaars was. En dan was jy afhanklik gewees van dit wat iemand anders vir jou kon aanbied, en hulle ook weer afhanklik gewees van jou. En die interessant ook in die geskiedenis, dat hulle sê, in tye wanneer dit rykdom was, wanneer daar oorvloed gewees het, dan was die gasvryheid partykeer 'n bietjie skaars gewees, maar as alles min was mense meer bewus van ander se nood. Iets van dit wat Romeine 12 vers 20 sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Dit gaan ook oor ons as gelowiges, is 'n alternatiewe soort van gemeenskap om anders te doen, eintlik selfs as wanneer wat mense van ons verwag. As iemand by iemand anders se huis of sy tent sou opgedaag het, aanvaar die eienaar volkome verantwoordelikheid vir daardie persoon. Psalm 23, nee. As ons kan aansit by die tafel van die Here, waar ons ook iets van sy volheid kan beleef, vertel ons iets van die hartlikheid waarmee iemand ook ontvang is. En hierdie deeg is gewortel in God se troue liefde. Om 'n maaltyd voor te sit vir iemand was altyd 'n belangrike saak. Groot besluite en weldade was baie keer deel gewees van so 'n maaltyd. In Sefanja 1 vers 7 sê die Here die maaltyd voor, soos ook in Psalm 23 vers 5. Jy kan gerus gaan lees, Matteus 22 vers 2 tot 14. Wanneer die koning, as ek sommer net so 'n stukkie daarvan kan lees, die gelykenis van die bruilof, maar jy kan dit gerus gaan lees, van vers 2 af, omdat ek nie in die opname genoeg tyd het om dit alles te doen nie. En hy het gesê, met die koninkryk van die hemel, gaan dit soos met 'n koning, wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur, om die genooides na die bruilof te nooi, maar hulle wou nie kom nie. En hoe belangrik dit vir hom was, dat dit vol word, en hy uiteindelik allerhande ander mense genooi het almal. En dis 'n manier om te praat oor die koninkryk van God. En hy verduidelik dit dan as 'n maaltyd, wat hierdie koning vir sy seun gee. Om by iemand te eet was 'n belangrike saak geweest. Dit het eer betoon. Dit was assosiasie, om te assosieer met iemand. Dit het gewys op eer en broederskap. Dink net aan die nagmaal nie. Die nagmaal, wat hierdie herinneringsmaaltyd is. 'n Nagmaal om die Here te vier. Die geleentheid om die Here te vier is deels is om die Here te gedenk, maar aan die ander kant jou ook volkome met hom te assosieer. Maar as jy jouself met hom assosieer by die nagmaal, dan beteken dit ook, en as 'n mens dink aan die eerste avondmaal, as jy wil sê, in watter mate Jesus dan ook ruimte maak, die gasvryheid vir almal wat deel is van daardie maaltyd. En wanneer ons in die nagmaal by mekaar is, ook iets van die gasvryheid wat ons daarin beleef met Jesus, as uiteindelik die groot gasheer, as Jesus, ek dink sommer aan die prentjies wat 'n mens het van die laaste avondmaal, van by daai geleentheid, wie almal rondom sy tafel sou gewees het, die disippels, in hulle verskeidenheid, die ouens, die een wat hom sou verraai, die een wat hom sou verloon, die ander wat later ongelowig sou wees, almal wat eintlik ook sou weghardloop. Maar Jesus vat ook vir die sondaars uiteindelik geleentheid in die Vaderhuis berei. As gasvryheid geweier word, was dit baie sleg geweest.
het dit 'n sterk reaksie by mense ook gebring. Matteus 10 vers 14 tot 15. As iemand julle nie ontvang nie, en dit sluit nogal baie aan by Lukas 10, wanneer Jesus ook die 72 ander uitstuur, na elke dorp en plek waar hy van plan was om te kom. As iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis uit, of uit daai dorp uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag vir die gebied van Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. In die verkondiging van die evangelie, ook wanneer die evangelie versprei is binne die vroeë kerk en dwars deur die eeue, wanneer die evangelie gedra is binne in die wêreld in, het gasvryheid so 'n geweldige groot rol gespeel, veral in terme van die eerste predikers. Jy kan maar sommer net dink aan Paulus en die plekke waar hy gaan tuis gaan het, waar Petrus by die leerlooier gaan tuis gegaan het, Simon die leerlooier, hoe belangrik dit gewees het hoe belangrik gasvryheid gewees het, wanneer iemand die evangelie moes gaan uitdra, dit waarvan Lukas 10 ook praat, as om tuis te kom by iemand ander. 3 Johannes 5, vers 5 tot 8, sê is ook die plig van ander gelowiges, in daai tyd om die predikers te versorg. Ons omstandighede lyk deesdae anders, maar die beginsel is nog altyd daar. Interessant dat een van die oudste leerboeke, die Didache van die apostels, dat ons daarin lees in hoofstuk 11, as 'n reisende prediker by iemand gekom het, hoe gasvryheid hy behandel moes word. Hy mag 1 dag bly, en selfs 2, maar nie 3 nie. Hy mag ook niks anders as 1 brood vir 1 dag as padkos ontvang nie. En dan daai gedeelte in Handelinge 9, vers 43, sê Petrus het vir 'n tyd by Simon die leerlooier gebly, maar hy het moontlik ook daar gehelp. 3 Johannes, vers 5 tot 8 sê, liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eers geken het nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God dit verwag, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dis ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. Dis vir my, ek dink veral mense, gelowige mense, wat in hierdie stadium in ander lande iewers ook is, en daar besig is om die evangelie te dra, hoe belangrik dit vir hulle is, om uiteindelik te kan tuiskom by mense, omdat omstandighede nie altyd ideaal is nie, en wanneer hulle terugkom huis toe, so vir 'n oomblik, dat ons hulle altyd ook kan ontvang, ook hier, in waardering kan gee, vir die feit van die dra van die evangelie. Die begrip gasvryheid, waar kom dit vandaan? Ek sit so met so 'n prentjie voor my, van hospitality, en al die woorde in die Engels wat uiteindelik daarmee te doen sou hê. Personal, opposed, guest, strangers, relationship, protection, respect, hospice, caring, alles wat deel van die woord gasvryheid is, wat met gasvryheid te doen het. En ons het ons nou deesdae ook oral hier gasvryheidsbedrywe, mense wat mense ontvang op hulle plase, oral oor lodges, alles soos ook hier by ons in Kruisrand dit 'n werklikheid is. Maar die woord gasvryheid, dink sommer net aan 'n boekie wat geskrywe is met die naam van Welcoming the Stranger. Wat beteken dit? Waar kom dit vandaan? Iemand met die naam van Adele Calhoun beskryf gasvryheid as volg, as ek die Engelse woorde kan gebruik: to be a safe person who offers others the grace, shelter and presence of Jesus. Dit het veral te maak dan met vreemde en anderse mense, mense met wie jy nie normaalweg as vriende assosieer nie. Die woord philoxenia is die Griekse woord wat gebruik word vir gasvryheid, wat beteken vriende, liefde vir die vreemdelinge. Matteus 25 vers 31 en verder praat ook ons daarvoor, oor hierdie uitnemendheid van die gasvryheid, en in watter mate Jesus hom
die positiewe oordeel ook op die oordeelsdag. Ek was honger en jy het my iets gegee om te eet. Ek was dors en jy het my iets gegee om te drink. Ek het nie klere gehad nie en jy het vir my klere gegee. Ek was 'n vreemdeling en jy het my gehuisves. Ek was in die hospitaal en jy het my besoek, in die gevangenis en jy het my besoek. Iets van gasvryheid wat jy uitdeel, wat jy binne in hierdie proses ook ontvang, ook vir die vreemdeling, vir iemand anderster, die ruimte wat jy sou maak. Ek dink sommer, as ons by ons kerke is, sien sommer net mense ontvang, dat hulle kan welkom voel en kan tuis voel. Gasvryheid beteken met ander woorde om uit jou gemaksone te beweeg en 'n grens na ander toe oor te steek, vreemdelinge welkom en veilig te laat voel. Dis 'n leerskool oor hoe om God se teenwoordigheid uit te dra. So ons word geroep om die evangelie uit te dra. Paulus verwys in Romeine 12 vers 13 en sê: help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. 1 Timoteus 3 vers 2 sê: ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nigter, verstandig, gasvry en bekwaam om te onderrig. Vergelyk ook Titus 1 vers 8. Petrus sê dis vir alle gelowiges, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Die beloning volgens Hebreërs is in 13 vers 2, moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. En nou kan jy mos nou maar sommer dadelik onthou van Abraham, wat daar die 3 manne by ontvang het, daar in die beloning wat uiteindelik daar gekom het, in die oormaat van sy gasvryheid wat daarin was. Elia by die weduwee by Sarfat, Elisa by Sunem. Wie geestelik wil groei, wie wil deel in Christus se seëninge, wie God se werk in die wêreld wil verstaan en daarmee wil saamwerk, moet gasvry wees. Want dit is moeilik, want gasvryheid vra dat 'n mens jou eie agenda moet opskort. Jy moet aandag gee aan die vreemdelinge wat jou pad kruis. Gasvryheid vra dat jy oop moet wees vir verrassings. Dit bring ons verrassings nie. As jy oop is, kry jy verrassings in die lewe, opgewondenheid. Lê nuuskierigheid aan die dag vir wie en wat die Here oor jou pad bring. Elke moontlike mens wat jou pad kruis, elke situasie waarin jy beland, roep die volgende godsvraag by 'n mens op. Hoe is die Here hier teenwoordig? Waarmee is God besig? Hoe wil die Here hê moet ek op hierdie situasie reageer? Gasvryheid vra dat jy met meer openheid moet leef, minder voorskryf, meer respek moet hê vir die vreemdeling, meer leerbaarheid moet toepas, minder beheer van jou omgewing moet toepas en meer diensbaarheid moet betuig. So kan ek vir die ewigheid aangaan. Maar my tyd raak op daarmee. Die loon, wie my gestuur is ontvang my. En wie my ontvang die een wat my gestuur het. Peterson sê, this is a large work I've called you into, but don't be overwhelmed by it. It's best to start small. Give a cool cup of water to someone who is thirsty, for instance. The smallest act of giving or receiving makes you a true apprentice. You won't lose out on a thing. As ek dink aan die verhaal van Abraham, as hy die mense ontvang het, en ek wil daarmee uiteindelik sluit, rondom iets van hierdie gasvryheid. Toe Abraham, daar by die terpentynbome van Mamre, in Genesis 18, het hy op die warmste van die dag gesit by die ingang van sy tent, naby Hebron, wes van die Dooie See. Die kraaie gaap en hy sit dalk op die koelste plek, naamlik by die tent se deur, en dan daag God op. Abraham dink, dis 3 gewone menslike besoekers. En dan volg hy die gasvryheidsreëls van die ou nabye ooste. Draf nader, gee hulle water, was hulle voete, bied skadu aan dat hulle kan rus, gooi die huishouding in rep en roer, berei 'n feesmaal voor, 16 kg meel, so roosterkoeke, ek kan my indink, hoe baie dit moes gewees het. 'n jong kalf op die spit,
Hulle vra uit oor sy vrou, en dan verander die enkelvoud, of die meervoud in die enkelvoud. Toe sê die Here, dan beleef hy vanuit hierdie 3 manne se besoek, beleef hy die teenwoordigheid van God, ontdek hy dat God daar is, in hierdie verskuilde teenwoordigheid van hom, in hierdie 3 mense, engele, het Abraham God, en Sarah God ook ontmoet. Saam met daarmee ontvang hulle dan ook daardie belofte. Ek dink sommer aan die Here Jesus, daar op die opstandingsdag, wanneer Jesus gegaan het en hy saam met die Emmausgangers geloop. Kleopas en sy vrou, Maria op die Paasondag, op pad terug na hulle huis in Emmaus, 12 kilometer noordwes van Jerusalem, uitgeput en hooploos. Hulle het gehoop dat Jesus van Nasaret vrede na Jerusalem sou bring en die Romeine sou verdryf en dit sou moontlik maak om God op die regte manier in Jerusalem te aanbid. 'n Vreemdeling begin saam met hulle stap. Net soos Abraham weet hulle nie dat hulle met God te doen het nie. Wat doen hulle? Nooi die besoeker in. Bedien 'n maaltyd. Jesus self word die gasheer en breek die woord. En dan herken hulle hom wat die Bybel so mooi vir hulle uitgelê het. Dis Jesus self. Deur 'n vreemdeling ontvang het hulle God van aangesig tot aangesig ontmoet. Ons ken die verhaal van Jesus in Lukas 10, van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, die verhaal van Lukas 19 van Saggeus, die verhaal van die vrou by die put in Johannes 4, Jesus wat daar sit by die put 12 uur op die dag en wag dat hierdie vrou, hierdie Samaritaanse vrou ook hier aankom. Maar veral ook die gelykenis in Matteus 25 waarvan ek gepraat het, vers 31 tot 46, van die minderes met wie Jesus homself vereenselwig. In Johannes 14 is hy die wegbereider, wat ook gaan plek voorberei. Hebreërs 4, hy wat agter die gordyn ingegaan het, deur wie ons in die Vader se teenwoordigheid verwelkom is. Vriende, gasvryheid. Ek hoop dat ek gasvryheid by jou bemark het. Ek hoop dat gasvryheid vir jou 'n lewende werklikheid geword het in hierdie klompie woorde wat ek in hierdie oomblik met jou gedeel het. Jy so groei die kerk, deur die gasvryheid van geesvervulde mense wat reeds aan die tafel kom sit het. Aan hulle gasvryheid word die eerste Christene uitgeken in Handelinge 2 en ook word ons ook erken. Mag die Here vir jou 'n gasvrye mens maak. Mag jy die wêreld, mag jy ontdek die beloning daarin, in die mate waarin jy tot seën kan wees vir ander, maar ander ook vir jou, in die mate waarin God deur jou teenwoordig kan wees by ander, in die mate waarin God by jou teenwoordig kan wees, ook van ander se kant af wat gasvryheid teenoor jou betoon. Hemel Here, baie dankie dat U 'n gasvrye Here is. Dink sommer ook, Here, daaraan in Johannes 21, wanneer die disippels gaan visvang het en U ook daar sit, daar by die see, as hulle sukkel met die visvang en ja, reeds die maaltyd berei het vir die toekomstige kerk, as hulle ook daar sou aankom. Here, dankie dat U ons bring in die teenwoordigheid van die Vader. Dankie vir U gasvryheid in ons lewens. Dankie dat U die hemel vir ons kom ontsluit het. Seën ons elkeen, dat ons iets van dit sal leef en sal doen. Dat ons die liefde sou hê vir die vreemdeling, vir die ander. Want Here, uiteindelik was ons ook vreemdelinge wat ook gehuisves is, wat nader kon kom na U toe. Here, seën ons elkeen ook binne gemeentes, binne kerkwees, om 'n vertoonvenster van U gasvryheid te kan wees, in Jesus naam. Amen. Ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag by jou mag wees, tot Jesus kom. Amen. Jy moet mooi bly. Totsiens.